Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise. And give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart and voices praise. Voices praise. Give glory and honor unto Thee, Jesus, the name above all names. Come into His presence with thanksgiving.
in die huis van die Here is. Ek glo u hart gaan verwarm wees, dat die Here u gaan aandoen met krag en sterkte en dat ons almal toegerus en geseënd van hier af verder sal beweeg. Ek glo dat u tuis is hier in u huis, tuis is hier tussen u eie broers en susters en ek nooi u om werklik die poorte van die Here in te gaan met lof, sy tempel met lofgesang. Is die gereed daarvoor. Amen. So kosbaar om te Tannie Louise saam met ons hier te hê, Lucinda, Pastor Johan, so dat julle daar gebring vandag. Ek wil sê, dis lekker, Tannie Louise om nie vanoggend voor Pieter te bid nie. Ek is bly, dat hy nou vir ons uitkyk, en dat ons op pad is na hom toe. Maar sy plekkie is leeg, en ons is lief vir Tannie, ons is lief vir julle, Lucinda, vir jou broers en jou susters. Ons weet, dit is 'n moeilike dag vir julle, dit is 'n moeilike oggend, maar die Here maak dit maklik. 'n celebration time. Ons is bly. Ek hoor wat Tannie sê, en ons is dankbaar vir dit wat die Here doen. Vrydag is 'n kosbare tyd in die teenwoordigheid van die Here, Pieter se begrafnisdiens, en ons is net opnuut bewus hoe die Here ons as individue liefhet, en hoe die Here ons kan gebruik. En ons is dankbaar daarvoor. Mag u die troos en die sterkte van die Here regtig beleef in die oggend. Staan saam met my en open ons die diens met gebed. Ons gaan dan die naam van die Here groot maak. Here, ons kyk na die tafel wat so mooi en netjies voorberei is. Ons kyk na die kruis, dan sê ons nie dankie. Dankie Here dat dit volbring is. Dat alles afgehandel is. En dat ons, Here, kan leef in U, kan beweeg in U en kan bestaan in U. Here, ons is die geseëndes van die Here. En ons dankie daarvoor. Heilige Gees, ons kom vanmôre na U toe en ons wil net vir U sê, ons nooi U uit, kom beweeg, soos U wil, in die naam van Jesus. Here, ons stel ons harte oop, ons stel ons gedagtes oop, en ons bid, Here, kom waai deur ons vanmôre, kom maak ons musiek, ons sang, ons lof en aanbidding U woonplek, in die naam van Jesus. Soos wat ons gaan sing, Here, het ons ondervind, gebaseer op die woord, dat dit vir ons bekragtig, dat ons krag en sterkte put, wanneer ons aanbid, wanneer ons voor U neerbuig, wanneer ons U loof en prys vir dit wat U doen, en neerbuig voor U, om U te aanbid vir wie U is. Here, ons wil dit doen uit dankbaarheid vanoggend, want daar is niemand soos U nie. Here, ons oog is op U gefestig. Here, U sê, as ons tot U nader, dan nader U tot ons. Here, dis wat ons nou doen. Ons kom nader aan U, sodat U ons kan ontmoet in hierdie samekoms, tot eer van U naam. Ons dankie daarvoor. Amen. Amen. Ons eerste koortjie sê, I bless you, Lord, for the things you've done for me. Was hy vir U goed? Amen. Kom ons gee hom. I bless you, Lord, I bless you, for the things you've done for me. I bless you, Lord, I bless you, for you are my victory. I bless you, Lord, I bless you, as I sing my song of praise. I
Here, ons wil net vanmôre kom en sê, Here, ons wil leegmaak van onsself. Here, ons wil vol word van die heerlikheid. Here, ons wil ons lewe aflê. Ons wil ons lewe opnuut voor U neerlê. En bid, Here, vorm ons, maak ons instrumente in U hand, in die naam van Jesus. Here, ons wil neerbuig in aanbidding, want U is die enigste waaragtige God. Ons buig in erkentenis, Here. Ons buig in afhanklikheid. Ons buig in dankbaarheid en saam met die engele in die hemel van ons vanmôre sing. Heilig is die Here. Saam met al die halleluja's wêreldwyd in hierdie oomblik wil ons in buig. Here, want U is waardig.
great thou art. Ons wil vanmorgen vir u kom dankie sê, dat ons 'n groot God aanbid, 'n God wat bemoeienis maak met ons. Dankie Here vir die tafel wat voor ons is vanmorgen. Dankie dat wanneer ons aan hierdie tafel kom aansit, dan dink ons net aan die grootheid van u voorsiening. U het voorsien dat daar vir ons 'n offer sou wees, 'n enige offer wat ons weer in lyn met u sal bring, Here, en ons nader getrek in die groot liefde. U het voorsien dat u seun aan die kruis sal sterf, sodat ons vanmorgen by hierdie tafel kan aansit. U het voorsien dat u seun sou opstaan uit die dood en dat hy lewe en ewige lewe sal bring. Hoe kan ons ooit vir u dankie sê vir dit? Hoe kan ons ooit u naam groot maak? Al wat ons kan doen is om ons in ons lofsang uit te roep en te sê, "Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art." Ons loof u en ons verheerlik u en ons wil kom sê, dankie Here. Wil u dan terwyl ons nou die tafel aansit, net in ons harte kom werk. Here, wil u tussen ons deur beweeg. Wil u net u hand op ons skouer kom neersit in hierdie oomblik. Wil u net kom en wil u, how great thou art, in ons midde kom wees nou. Vra ons in u mooi naam. Amen. Amen. Baie dankie. U kan u sit plek neem. Ek wil vir u in Handelinge 2 net so 'n paar verse saam lees. Dis net na die uitstorting van die Heilige Gees en toe alles daar so 'n bietjie, ek wil amper sê, tot bedaring kom, want die mense wat nie geweet het wat gebeur nie, het eintlik groot geskrik. Maar toe staan Paulus op en hy begin 'n toespraak. Ek wil amper sê sy Petrus staan toe op en hy begin, ek wil amper sê sy eerste preek. Maar hy begin dit met hierdie besonderse woorde. Hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde. En ons kan vandag vir mekaar sê, ons kan vir almal sê, ons kan met die wêreld sê, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Maar dis of Petrus dan wil sê, dit het nie daar gestop nie. Dit wat julle gedoen het as mens. God het Jesus vir julle gestuur, eintlik tot julle verlossing en tot julle redding, tot julle Messias, die een wat julle uit julle omstandighede uit sou neem, en julle het hom geneem en hom gekruisig. Maar hy sê dan, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Kan u vanmorgen werklik sing en sê, how great thou art. Want God het Jesus uit die dood uit opgewek. Niks kon hom vashou nie, niks kon hom keer nie. Hy is opgewek weer. En dis hoekom ek en u vanmorgen aan die tafel van die Here kom sit. Dit herinner ons nie net aan die dood van Christus nie, maar dit herinner ons aan sy opstanding. Dit herinner ons dat daar lewe is, dat die dood en die graf en die hel oorwin is, en dat ek en u vanmorgen hier kan kom aansit met 'n dankbare hart en 'n verklaring in ons hart, dat ons aanbid 'n groot God, 'n God vir wie niks onmoontlik is nie. En ek wil u nooi vanmorgen, as u worstel met enige iets in hierdie oomblik, as u hier ingekom het, en daar is iets waarmee u sukkel, waaroor u moet oorwinning kry, wil ek vanmorgen vir u vra,
vra, bring dit en gee dit vir die God, vir wie niks onmoontlik is nie. Vra die Here om dit op te wek vanmôre, sodat daar 'n oorwinning sal kom, en dat U in oorwinning hier sal uitstap vandag. Want in daardie nag, waarin die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem. Hy het gebreek en gesê, dit is my liggaam, wat vir julle genesing is. Neem daarvan. Hy het ook in daardie nag die beker geneem. En hy het gesê, dis sy bloed. En ons moet ook daarvan neem. En ons moet dit doen tot sy gedagtenis. En ons kom doen dit nie sommer maar net uit gewoonte uit. Ons kom saam om werklik die gedagtenis te gedenk vanmôre van dit wat Jesus vir ons gedoen. Dit wat God in sy voorkennis, soos Petrus dit daar verduidelik, gedoen het, sodat ek en U vanmôre hier kan sit met 'n hart wat oorloop, 'n gemoed wat vol is en verklaar, dankie Here. How great Thou art. Then sings my soul, how great Thou art. En tot ons verheerlik om vanmôre werklik deur die neem van die nagmaal, deur die aansit aan die tafel, wanneer die embleem by U verbykom, neem dit vanmôre net werklik en 'n dankie sê, dankie Here, dankie vir hierdie groot oorwinning en dat ons voortdurend aan dit herinner word, dat U woord ons daaraan herinner, dat die tafel ons daaraan herinner en dat ons net vanmôre weer kan deel hê daaraan. He's my
Dat hy die eerste lief gehad. Dankie Here dat ons 'n geleentheid kan gebruik. Dat ons 'n oomblik kan gebruik. 'n Oomblik wat vir ons 'n kosbare, besonderse oomblik is om U naam te kom verheerlik. Maar net weer vir U te kom sê, ons het U lief. Dankie dat U ons eerste lief gehad. Halleluja. Halleluja. Voorgaan lei in die lofsang en ek wil nooi om te blaai in Markus die eerste hoofstuk, saam met my vervolg die woord van die Here, of anders op die skerm hier agter my. Ek gaan, soos ek die laaste 3 Sondae net weer baie kort skriffies met U lees en dan met U gesels daaruit. Ons gaan lees Markus hoofstuk 1 vanaf vers 14 en vers 15 en dan gaan ons Matteus 6 vers 10 ook lees. Ek het by die tweede laaste gedeelte van 'n reeks wat eintlik sommer net spontaan ontstaan het. Toe ek dit begin voorberei, die heel eerste gedagte rondom dit Onse Vader wat in die hemel is, en daar net elke week in my voorbereiding 'n volgende gedagte begin ontstaan vir dit wat die Sondag gedeel moet word. En ons is by 'n gedeelte vanoggend wat ek in kort net met u wil gesels oor die term of die gebed dan laat U koninkryk kom. En kom ons lees net Markus hoofstuk 1 vers 14 en 15. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê,
die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En ons gaan so 'n bietjie na hierdie gedagte kyk vanmôre. Die koninkryk van God het naby gekom. En dan die Here se woorde in die besonder, bekeer julle en glo die evangelie. En dan in Matteus 6 leer die Here ons om te bid, laat u koninkryk kom. En wat gebeur dan? Wat bid ons wanneer ons hierdie gebed bid? Die frase, laat u koninkryk kom, weerspieël 'n gedagte dat daar vir Israel herstel sal wees, dat daar in hulle koninkryk herstel sal kom en dat God se beloftes rondom Israel as sy volk waar sal word en alles in vervulling sal gaan. Maar dan kom dit ook verder en dit praat met ons vandag in die tyd waarin ons leef, en dis vir ons ook 'n oproep wanneer ons na hierdie gedagte kyk om God se heerskappy en sy liefde in ons eie lewens te erken. In wese is dit eintlik 'n oproep tot herstel. 'n Oproep wat deurentyd herstel. Wanneer ek en u bid en vra, Here, laat u koninkryk kom, dan bid ons eintlik op 'n herstel van alles wat ooit verkeerd gegaan het in ons eie lewens en op 'n herstel van dit wat nog kan verkeerd gaan. En vertrou ons die Here dat hy in sy groot liefde ons nooit alleen sal laat nie, maar vir ons die erkenning ook gee dat ons afhanklik is van daardie liefde. En is dit hierdie oproep tot 'n herstel. En kom ons trek dit vanmôre so 'n bietjie nader. Kom ons gesels bietjie oor die gedagte van God se liefde en sy heerskappy in jou lewe. En ek wil net so 'n bietjie teruggaan na wat ons gelees het in die woord van die Here. Dit begin met, en nadat Johannes oorgelewer is, verwys hier na Johannes die Doper, wat in die gevangenis gewerp is na sy bekering. En net nadat Johannes dan in die gevangenis gewerp is, begin Jesus met sy prediking op aarde en is hy besig om dit te preek. En dis of Jesus en Johannes, nie of nie, hulle preek presies dieselfde ding. Want wanneer ons teruggaan na Johannes se prediking, dan kom ons agter, hy het ook bekering gepreek. Hy het ook die evangelie gepreek. Nou kom Jesus en hy preek daardie selfde preek en daardie selfde woorde. En hy sê vir ons, bekeer julle. Dit was Johannes se prediking deurentyd gewees aan die volk Israel tot wie hy gepreek het. Was 'n prediking van bekeer julle. Jesus kom en hy preek daar dieselfde woorde en hy sê bekeer julle en glo. Israel se verwagting tot op daardie tyd was dat daar 'n aardse koninkryk herstel gaan word. En dat in daardie aardse koninkryk 'n Messias gaan regeer wat die volk Israel sou verlos uit die ellende waarin die verdrukking van die Romeinse regering. En beide Johannes en Jesus kom en hulle kom praat eintlik van 'n ander koninkryk. Hulle kom praat van 'n koninkryk waar God gaan regeer en waar God se wil en gesag oor mense se harte en lewens gaan regeer. En daarom word dit direk opgevolg in die Onse Vader gebed wanneer ons sê laat u koninkryk kom. Direk word dit opgevolg met die woorde laat u wil geskied. En ons gaan volgende week so 'n bietjie daarna kyk. Maar ons kan amper nie hierdie twee gedagtes van mekaar skei nie. Ons kan nie vra, Here,
laat u koninkryk kom in my lewe. Laat u heerskappy kom in my lewe. As ons nie saam met dit moet sê, laat u wil geskied nie, want ons moet onderwerp aan die wil van God, as ons wil hê dat die koninkryk van God moet heerskappy voer in ons lewens. In Johannes 18 vers 36 verklaar die Here Jesus aan Pilatus, terwyl hy verhoor word vir sy komende kruisiging, dat sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Hy sê, as dit van hierdie wêreld is, sou sy dienaars geveg het vir dit. Hulle sou beklei het dat hy nie aan die Jode oorgelewer word nie. Dis wat Jesus sê aan Pilatus. Hy sê, maar my koninkryk is nie van hier nie. So, hy kom en hy hou 'n ander koninkryk voor in sy hele bediening, in sy hele prediking. En vir ons vandag behels dit die aanvaarding van God se absolute heerskappy en die strewe om sy wil uit te voer in jou daglikse lewe. Die eerste ding wat ons moet glo, wanneer Jesus sê, ek bekeer julle en glo die evangelie. Die heel eerste ding wat ons moet glo, is dat Jesus is die koning van sy koninkryk. Hy is die alleen heerser. Daar is niemand bokant hom nie. En ek wil vanmôre vir u sê, en ek gee nie om dat dit skerp oorkom nie, maar as daar 'n ander heerser in jou lewe is, raak ontslaaf van dit. As daar enige iets anders is wat jou lewe regeer in hierdie dag, raak ontslaaf van dit. Wanneer Jesus sê, bekeer julle, dan sê hy eintlik, raak ontslaaf van al die verkeerde dinge in die lewe. Raak ontslaaf van die sonde, raak ontslaaf van die ongeloof, raak ontslaaf van die afgode wat in jou lewe is, raak ontslaaf van enige iets wat 'n heerskappy aan jou lewe gee, en gee jouself totaal oor aan die wil van God, en onderwerp jouself aan hom. In Filippense 2 vers 9 kom Paulus en hy sê, God het Jesus uitermate verhoog. Hy is die koning van die koninkryk, uitermate verhoog, en aan hom 'n naam gegee bo alle name. Ek wil vanmôre vir u sê, op grond van die woord van die Here, geliefdes, God het Christus in die hoogste gesagsposisie geplaas wat daar is. Daar is niks en niemand en geen ander mag wat hoër in 'n gesagsposisie is as wat Jesus self is nie. Hy het hom daar geplaas sodat hy triomfeer oor alle magte en dat hy oorwinning het oor die werke van die bose en dat hy dit kan verdryf en dat wanneer ek en jy onsself kom oorgee en ons sê, Here, laat u koninkryk kom, dat ons op 'n plek kan kom waar ons in dieselfde oorwinning leef waarin Jesus is, waar ons oorwinning oor die aardse dinge kan kry, waar ons oorwinning kan kry oor enige iets wat ons in ons lewens verhoor stel as die gesag waarin Jesus is. Ek wil vanmôre vir u sê, as u worstel met enige iets in hierdie verband, gee dit vir Jesus, want hy heers en hy triomfeer oor dit en hy gee vir jou die oorwinning om oor dit te kom. In Matteus 28 vers 18 het Jesus kom gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Daar's 'n beginsel in die koninkryk van God. 'n Beginsel wat sê, wanneer jy gehoorsaam is
aan die wil van God, word jou hele lewe herstel. En ek gee nie om waar u was, en wat u gedoen het in die lewe. En ek is dankbaar, ek ken die meeste van u vanmôre, maar ek vertrou dat dit vir u iets gaan beteken, en vir die wat luister op ons diens, dat dit maak nie saak waar u was, wat u gedoen het in die lewe nie. Die oomblik wat jy totaal onderwerp aan die wil van God, tree God se herstel in jou lewe in. Die oomblik wat jy bekeer soos die Here Jesus jou oproep om te doen en die evangelie aanneem en net eenvoudig glo dat God het Jesus as sy seun na hierdie aarde toe gestuur om te kom sterf vir dat daar oorwinning oor die sonde en die dood en al die verkeerde kan wees en jy onderwerp jou aan die wil van God, is daar onmiddellike herstel wat besig is om plaas te vind, want die Here spreek jou vry van alles wat jy verkeerd gedoen het en hy los jou nie net daar nie, van dag tot dag stap hy saam met jou, van dag tot dag is hy op die pad saam met jou, en as jy deur die dal moet gaan, dan is hy daar saam met jou. Daar verklaar, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, ek sal nie die onheil en daar die skade weer vrees nie, want u is met my, u stok en u staf vertroos my, hy is daar oral, elke oomblik en elke dag, en hy stap die pad saam met jou, om jou te herstel, en aanhou te herstel, en aanhou te herstel, en aanhou reg te maak, dit wat verkeerd gegaan het. Jesus se verhooging, die feit dat God hom uitermate verhoog, en hom aan die regterkant van die troon van God geplaas het gekom vanweë sy volkome gehoorsaamheid aan sy Vader, deur homself te verneder tot die dood aan die kruis. En sy selfvernedering het gelei tot die verhooging. Dis die reël van die koninkryk van God. Wanneer jy jouself kom onderwerp onder die wil van God, dan tel God jou op en hy begin jou te verhoog. En hy gaan jou uiteindelik aanhou verhoog tot 'n volmaakte verhooging, waarin ons vir ewig saam met hom gaan wees. Die tweede wat ons moet glo, en daar is soveel wat ons eintlik rondom die evangelie kan glo, maar ek gaan net die 2 punte met u hanteer vanmôre. Die tweede wat ek en u moet glo, is dat die koms van die koninkryk hang nie daarvan af of ons dit glo en of ons dit nie glo nie. Dit het gebeur by die koms van Jesus in sy vleeslike geboorte as mens op aarde, het die koninkryk alreeds naby gekom, soos wat Johannes en Jesus dit gepredik het. En dit gaan tot volle uitvoer gebring word by die wederkoms van Jesus. Daarom hang die koninkryk af van God se wil, van God se besluit, van God se raadsplan, van hoe hy dit wil doen. Hy besluit dit gaan begin by die geboorte van sy seun Jesus as mens op aarde, en dit gaan begin by die koms, die eerste koms van Jesus na hierdie aarde toe, en dit gaan in volheid volbring word by die tweede koms, wanneer hy gaan kom om oor hierdie aarde te kom heers en te regeer. En ek is so dankbaar dat ek en u vandag weet dat ons die kennis van die woord van die Here het, dat tussenin gaan hy kom om sy kerk te kom haal, sy bruid te kom haal, en ons moet gereed wees, en ons kan net gereed wees as ons onderwerp aan die wil van God en daagliks onder die wil van God leef, en dit wat hy met ons wil doen en deur ons wil doen, kan doen, my broer en suster. Die beginsel hier is die wil van God word nie onderwerp aan die geloof van die mens nie. God het 'n wil,
En hy is daar gestel. En daardie wil word in geloof aanvaar. Klaar en eenvoudig. En dis die beginsel. En dit verander ook nie. Die wil van God verander nie. Soos wat ek en jy wispelturig in die lewe verander. En net wil hê, alles moet gebeur soos ons dit wil hê. God het 'n onveranderlike wil, waarin hy 'n welbehae het. Toe Jesus gedoop is, en hy opkom uit die water, en die Heilige Gees op hom neerdaal, en verklaar God, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, en God het geweet presies waarheen dit lei, want dit was sy wil, dit was sy raadsplan, dit was sy voorkennis gewees, en hy het gesê, maar daarin het ek 'n welbehae, dit wat hy in elk geval doen, en dit wat hy van die mens verwag om te doen, dit is God se wil, en hy gaan nie by my en jou aanpas in ons wispelturigheid om hierdie lewe net vir ons makliker te maak. Ek wil vanmôre vir u sê, geliefdes, al wat ek en jy doen is onderwerp aan die wil van God. Wanneer ons bid en sê, laat die koninkryk kom, gee jouself totaal oor. As ons in die konteks van Jesus se boodskap vandag gesels, toe hy sê, bekeer julle en glo, dan sê hy ook verder, op 'n plek, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemele is, Matteus 7 vers 21. En ek wil nie bang maak nie, soms moet ons dan in die tyd waarin ons lewe, mense bang maak en so die skrik maak, maar wat die Here Jesus vir ons kom leer, dis alleenlik wanneer ons die wil van die Vader doen, wat ons in sy koninkryk sal ingaan. En Paulus kom en hy kom leer vir ons in Romeine 12 vers 2, hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En as ek en u wil herstel in hierdie lewe, totaal herstel, moet ons ook bereid wees om te verander. Ons kan nie verwag om 'n pad van herstel te loop saam met die Here, maar ons bly in ons denke, in ons optrede, ons doen en ons laat waar ons was voordat ons bekeer het. Ons moet bereid wees om te verander. Nou sê Paulus vir ons, verander, laat die Heilige Gees julle gemoed vernuwe, anders begin dink, sodat ons nie meer gelykvormig sal wees aan hierdie wêreld nie, maar dat ons anders sal optree, anders sal doen en anders sal dink as wat die wêreld gedoen het. En dan ontdek ons wat die wil van God vir ons lewens is en begin leef ons daardie wil. En dan wil ek na 'n laaste gedagte kyk wat ek en u ook moet glo en waaraan ons moet vashou in hierdie tyd. En dit is die Here Jesus se eie woorde in Matteus 6 vers 33, nadat hy 'n paar belangrike dinge aangespreek het in die bergpredikasie, wat verseker die beste preek is wat ooit op hierdie aarde gepreek is. En dit is omdat Jesus self dit gepreek het. En as jy dit mooi gaan deurlees, Matteus 5, 6 en 7, dan sal jy agterkom, dit gaan hoofsaaklik oor die koninkryk van God. Die Here Jesus praat daar oor aardse dinge, goed wat met my en jou gebeur, goed wat ons doen op die aarde, goed wat ons raak op die aarde, maar dit gaan oor die koninkryk
van God. En hy het daar 'n paar dinge aangeraak, verkeerde en regte sake. En hy praat oor skatte. En hy sê, maak vir julle 'n skat bymekaar in die hemel, waar mot en roes nie verniel nie. Hy trek ons oog af van die aardse dinge en hy vestig ons aandag op die hemelse dinge. Dan praat hy daar van dit wat die oog sien en wat die oog eintlik nie moet sien nie en hoe ons dit moet hanteer. En hy praat van die twee Here en sê ons kan nie twee Here dien nie, ons kan nie God en Mammon dien nie. Ons moet die besluit neem watter een van die twee wil ons neem. Hy praat oor die kwellinge oor die lewe, die bekommernis van môre. Wie sit die kos op die tafel? Ek wil vir u sê, as ek en jy kan glo dat Jesus die koning van die koninkryk, dan sit hy die kos op die tafel môre en ons sal nie honger gaan slaap nie. As ek en jy begin bekommer raak oor die bankbestuurder wat jou môre dalk mag bel, dan wil ek vir u sê, as jy kan glo dat Jesus is die koning van sy koninkryk, dan gaan jy nie bekommerd wees oor die bankbestuurder se oproep nie, want die Here gee net eenvoudig die oplossing. Hy is die God wat voorsien vanuit hemelse bronne, daar waar hy aan die regterhand van die troon van God sit. En hy kom en hy praat oor hierdie kwellinge, oor hierdie bekommernisse, en hy sê vir ons hierdie een ding vandag: soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Moenie daardie deel vergeet nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien, wanneer ek in u bid, sê laat u koninkryk kom, en bid ons tot onsself en sê, Here, ek wil begin met 'n regte verhouding met u. En in daardie verhouding wil ek u ervaar as die koning van die koninkryk. En dan in daardie verhouding onderwerp ek my totaal aan u wil. En ek vertrou u wil. En ons het dit in die laaste ruk baie vir mekaar gesê, en ek gaan dit weer volgende week vir u sê, maar die wil van God is die beste vir my en jou lewe. Ons sit dikwels stil en ons begin beplan oor sake en ons vra vir onsself af, maar wat gaan die beste vir hierdie saak wees? Wat gaan die beste oplossing wees? Wat gaan die beste uitkoms wees? Kan ek vanmôre vir u sê, die wil van God is die beste vir elke saak in jou lewe. Vat dit na die Here toe. Begin met die regte verhouding met God. Hy moet die sentrum van jou hele lewe wees. Wanneer 'n gelowige die koninkryk van God eers te soek, het ons 'n ervaring dat God voorsien in die behoeftes van hulle wat hom gehoorsaam in sy land. En ons het nie tekorte nie. Hy dra ons net eenvoudig deur alles. En wanneer ons so leef in afhanklikheid van sy leiding en sy voorsiening, dan besef ons, maar dit gaan nie oor ons eie mag of ons eie wil nie. Dit gaan oor God se wil vir ons lewens. Dan verskuif die fokus van die wêreldse bekommernis na 'n geestelike groei en gehoorsaamheid aan God se wil. En begin ek en jy met die ondervindinge wat ons met die Here het te geniet. En ons gaan soms deur seer dinge. Ons gaan soms deur swaar oomblikke. En dit laat ons soms vra, maar waar is die Here in hierdie oomblik? Ek onthou 'n fliek wat so baie jaar terug gedraai het. Ek kan nou nie eens op sy naam kom nie, maar ek weet die fliek het gehandel oor 'n meisie wie se ouers vermoor is, 'n sangeres, en sy het
toe iewers in die Karoo op 'n plaas gaan bly en 'n jong pastoor ontmoet daar. En sy het met hom gedeel en hom gevra, maar waar was God toe my ouers vermoor is? Hy het nie vir haar antwoord gehad, hy het na die ou pastoor toe gegaan. Pastoor Danie, ek kom daar na jou toe, maar ek die antwoord het nie. Die ou pastoor het gesê, toe hulle vir hom vra, maar waar was God toe haar ouers vermoor is? Toe sê hy op dieselfde plek waar hy was toe sy seun aan die kruis gesterf. Hy was daar. Die ondervindinge wat ek en u met die Here geniet, selfs in die swaarste van die tye, is die ondervindinge wat ons optel en ons oplig en besef, maar die wil van God is die beste. En ek wil afsluit vanmôre en vir u sê, om eers die koninkryk van God te soek, beteken om God se absolute gesag en regverdigheid jou hoogste prioriteit te maak. En dan daarvan te lewe. Om jouself totaal oor te gee aan die Here. Daaglikse besluite en dade terug volgens sy wil. En dis eintlik 'n geestelike strewe wat 'n mens se hart en lewe kom transformeer en kom verseker dat God se voorsiening en sy seëning in jou lewe geen tekort het. En daarom bid ons en vra, Here, laat u koninkryk kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie vir die kosbare woord. Dankie dat ons deel is van die koninkryk en dat ons genooi word in die gebedsraamwerk wat u vir ons geleer het om tot u te bid en te vra, maar laat u koninkryk kom. En dankie dat u koninkryk ons net eenvoudig heeltemal kom verander. Dat dit ons kom herstel en ons lewens nuut maak. Ons wil u kom loof vanmôre daarvoor en net vir u baie dankie sê. Here, help ons om onsself so te onderwerp dat ons voortdurend u koninkryk in ons lewens sal ervaar en sal ervaar dit wat u vir ons doen en dat ons sal aanhou glo en bly glo in u kosbare en u lieflike naam. Amen. Terwyl ons musiek van na vore kom om vir ons die slot te kom waarneem, wil ek net so 2 of 3 afkondigings vir u voorhou. Ons aandiens, ons 1700 uur vanaand is aan die gang. Ons gesels in die evangelie van Lukas, so jy enigstens kan maak, ons kyk uit om u te sien vir dit. Die aktiwiteite is ook aan die gang, soos normaal, behalwe die jeug, die kinderkerk, wat gesluit vir die skool vakansie, en dan laatstens wil ek vra, as daar iemand is wat my kan help met 'n bakkie, net om 'n leer te vervoer van Waterkloof hier na die kerk toe, so vroeg as moontlik in hierdie week. Ons het 'n wonderlike skenking gekry om dit hier na te vervoer. So iemand wat ons dalk kan help met 'n bakkie om net die leer te vervoer na die kerk toe, gesels asseblief net na afloop van die diens met my. Ek sal dit waardeer en ons sê ook sommer dankie vir daardie skenking. Die Here seën vir u kerkraad, ons breek so oor 'n oombliekie na afloop van die diens. Ons het 10 minute om ons by mekaar vir ons vergadering. Koffiestasie is oop, gaan drink iets lekker warms op hierdie koue Sondag wat ons beleef. Baie dankie musiekspan. Baie dankie Pastor Johan, baie dankie broer en suster, u kan so lank staan, u kan regmaak, die tiendes en die offerandes wat ons gaan bring. Daar is hy. Baie dankie dat ons weer eens kan gee, dit wat ons uit u hand ontvang. Dis vir ons 'n voorreg, Here, en ons wil ook dit van ons gawes so aangewend te word, dat u wil ook daarin geskied in die naam van Jesus. Amen. Sê vir my
slotwoordjie van al die jare Filippense 4 vers 13. As jy net kyk by Lenai, dis die allereerste tot alles in staat dat ons gaan doen wanneer storms woed. As jy hom vir ons kan opsit, baie dankie. Daar's 2 minute wat ek graag wil doen. Goed. Ek is tot alles in staat. Die Christus van my kraggeef. Ek is tot alles in staat. Die Christus van my kraggeef. Wanneer storms woed, moet aan die vrees, kyk net op, wys die Heer, in die kracht van dag, die my kies in die Heer. Ek is tot alles in staat. Die Christus van my kraggeef. Ek is tot alles in staat. Die Christus van my kraggeef. Ek is tot alles in staat. Die Christus van my kraggeef. Wanneer storms woed, moet aan die vrees, kyk net op, wys die Heer, in die kracht van dag, die my kies in die Heer. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Die Christus van my kraggeef. Sal jy dit nog een keer, miskien 2 keer sonder wyse, maar kom ons sing dit vir mekaar. Ek wil vir jou so wys, want jy is tot alles in staat. Sal jy dit doen? Kyk bietjie iemand in die oog en bemoedig daardie iemand met Filippense 4 vers 13. Johnny, kom ons. Goed. Jy is tot alles in staat. Die Christus van jou kraggeef. Jy is tot alles in staat. Die Christus van jou kraggeef. Wanneer storms woed, moet aan die vrees, kyk net op, wys die Heer, in die kracht van dag, die my kies in die Heer. Jy is tot alles in staat. Jy broer, jy is tot alles in staat. Seun, mama, jy is tot alles in staat. Die Christus van my kraggeef. Amen, amen. Kom ons sluit af. Here, is met vreugde dat ons hierdie verklaring maak. Want ons is nie tot alles in staat nie. Ons kan nie alleen nie en ons weet, Here. Maar U werk in ons om te werk na U welbehae. En daarom sien ons kans, Here. Daarom pak ons elke uitdaging aan met die wete, dis U krag in ons wat die verskil maak. Kom gebruik ons in hierdie week, Here. Wees met ons, bewaar en beskerm ons teen die aanslag van die vyand, teen siekte, teen misdaad. Here, teen die Satan wat altyd die verkeerde gedagtes in ons wil plaas, wat ons wil bang maak, wat vrees in ons hart wil saai. Here, laat ons net oorgee en waarlik maar streef dat die koninkryk in ons lewe